Welkom by deel 2 van hoe skryf 'n mens 'n goeie limerick? Nou ja, die vraag wat seker op jou lippe is waar begin 'n mens? Nou ja, ek het vir julle 'n metode uitgewerk waar volgens julle kan werk. So, die eerste stap waarmee mens kan begin is om vir jou 'n van of 'n pleknaam te soek. En dit is dan ook jou eerste rymwoord. So kies iets eenvoudigs. Dink aan 'n plek soos met 'n kort naam soos die Kaap, of 'n van soos De Waal, want daar's redelik baie wat daarmee rym. So kies vir jou 'n pleknaam. Ek gee vir julle 'n bietjie tyd en dan is ons weer terug. Skryf nou al die woorde wat met jou pleknaam of van rym neer. Byvoorbeeld, as jou pleknaam De Aar is, skryf neer baar, daar, vaar, gaar, haar, skaar, maar, ensovoorts. Net 'n nota oor rym. Sê nou maar jy het 'n woord gekies soos Pretoria. Wat rym met Pretoria? Ma, pa, ja? Nee. Nie een van daai rym nie, want Pretoria se beklemtoonde lettergreep is nie die A aan die einde nie, dis die O in die middel. Pretoria. Daarom moet jou rymwoorde 'n O in hê, maar nie net dit nie, al die lettergrepe daarna word saamgesleep. Met ander woorde, woorde wat rym met Pretoria is Euphoria, Victoria ensovoorts. Dit beteken jou eerste, tweede en vyfde reëls sal baie meer as 8 lettergrepe hê, of net meer as 8 lettergrepe. Maar dit is nie 'n probleem nie. Goed, skryf nou jou rymwoorde neer. En as jy klaar is, omkring 3 wat jy dink 'n snaakse storie kan maak. Ek gee vir julle tyd om dit te doen. Goed. Gebruik nou die pleknaam wat jy gekies het en skryf jou eerste reël. Let op die ritme, gebruik die tabel wat ek hierbo wys. Byvoorbeeld, die pragtige Piet van Pretoria. Ek gee vir julle tyd om julle eerste reël te skryf. Herhaal nou die proses vir jou tweede reël en gebruik een van jou ander rymwoorde wat jy gekies het. Wat nou van reël 3 en 4? Dit is wat ons noem die briek. Dit is nie ek wat so sê nie, dit is Philip de Vos wat so sê. Baie van wat ek julle hier leer, het ek by Philip de Vos geleer. Nou ja, hoekom noem ons dit die briek? Wel, want reël 3 en 4 hou ons 'n bietjie terug voordat reël 5 kom ontplof met die laaste snaakse reël. Ons noem dit ook die draai. Dit is waar die storie draai met 'n kinkel in die kabel en dan poef, ontplof die grappie in. 'n Mens kan ook so oor die struktuur van die limerick dink. Reël 1 skep die konteks. Wie het ons mee te doen en partykeer ook waar. En dan reël 2 is wat het hierdie wie gedoen? En dan kom reël 3 en 4, maar toe gebeur dit. En reël 5 met hierdie skreeusnaakse resultaat. Skryf nou jou derde reël. Let op die feit dat daar minder lettergrepe is en ook weer eens op die ritme. En onthou, jy gaan nie nou al die grappie weggee nie. En dit is nou waar die limerick draai. Nou is dit weer tyd vir jou om 'n rymwoord te gaan soek. Soek 'n woord wat met die laaste beklemtoonde lettergreep in reël 3 rym. Skryf nou jou vierde reël. Let op die ritme. Onthou jy nog van die laaste rymwoord wat jy vroeër neergeskryf het, die derde rymwoord? Wel, dit is nou tyd vir die vyfde reël. Skryf nou jou vyfde reël en maak dit snaaks. Let op die ritme, hierbo is 'n tabel om jou te help.
Baie geluk, jy het jou eerste limerick geskryf. Hou die radio aan vir deel 3.